Efesiërs 5, kom ons sluit die oë. Here, ons kom bid en vra dat U vanmôre opnuut weer deur die woord ons sal kom ontmoet. Dat U opnuut weer deur U woord U wil vir ons sal leer. En dat U ons sal help, Here, om iets hiervan reg te kry. Omdat U dit vereis. Want U wil hê dis hoe ons lewe moet wees. Amen. Ons is nou in deel 3 van die Efesiërs 4 vers 17 tot 5 vers 20. En sal ons sien dat dit is 3 indelings wat min of meer dieselfde verwagting vir God se kinders het. Ons deel wat ons vandag by stil staan, is dan nou lewe vervul met die Heilige Gees. Hoe dit lyk. Lewe as mense van die lig. Moenie dat iemand julle met allerlei onwaarhede mislei nie, want daardeur kom die straf van God oor mense wat aan hom ongehoorsaam is. Met sulke mense moet julle niks te doen hê nie. Vroeër was julle die ene duisternis, maar nou in die Here is julle lig. Leef dan as mense van die lig. Uit die lig kom alles voort wat goed en reg en waar is, en vra julle voortdurend af of iets vir die Here aanneemlik is. En moenie meedoen aan die vrugtelose praktyke van die duisternis nie, maar stel dit eerder aan die kaak. Dis selfs 'n skande om te praat oor die dinge wat die ongehoorsame mense in die geheim doen. Maar alles word aan die kaak gestel wanneer die lig daarop val. En as iets bekend geword het, is dit in die lig. En daarom sê die lied, word wakker jy wat slaap en staan op uit die dood en Christus sal jou lewe verlig. Wees baie versigtig hoe jy lewe, nie soos onverstandige mense nie, maar soos verstandiges. Maak die beste gebruik van elke geleentheid, want ons leef in 'n goddelose tyd. Moet daarom nie onverstandig optree nie, maar probeer te weet te kom wat die Here wil hê julle moet doen. Moenie julle aan drank te buite laat gaan nie, daarmee gaan losbandigheid gepaard. Nee, laat die Gees julle vervul en sing onder mekaar psalms en lofgesange en ander geestelike liedere. Sing met julle hele hart tot eer van die Here. Dank God die Vader altyd oor alles in die naam van ons Here Jesus Christus. As ons die gedeelte so lees, dan wil dit voorkom dat daar is 'n duidelike keuse wat gestel word voor die gelowige. Daar's 2 maniere van leef. 2 lewensuitkyke. Daar's nog agter my studeerkamer een vasgeplak, maar ek kan onthou destyds was die beste evangelisasiemiddel wat hulle gehad het, so groot poster met die smalle en die brede weg. En dan is die 2 wees so uitmekaar uit, en ek dink is 100 Bybelversies wat so opgesit is, en ek het nou die dag 'n storie gehoor van 'n seentjie wat by die juffrou in die klas gestaan het, toe kyk hy die sê, yes! Toe vra die juffrou vir hom, hoe's dit nou boetie? Toe sê nee juffrou, ek is nou min of meer hier. Ek is nou min of meer hier op hierdie prentjie, dis waar ek myself nou bevind. Maar wanneer ons hierdie gedeelte lees, sal ons sien dat hy speel heeltyd met die gedagte van of lig, of duister, of onverstandig, of verstandig, of onder die beheer van en invloed van die Gees, of onder die beheer en invloed van iets anders in my lewe. Maar as ons hier van Efesiërs 4 vers 17 af begin kyk, wat Paulus met hierdie persoonlike ingrype in die lewe van die aanbidder mee besig is, dan kom ons agter, hy begin met die ou en die nuwe lewe, dan het hy gesê oor die riglyne van die nuwe lewe, en dan die besliste en hier draai hy nie doekies om nie, wil ek amper sê. Lewe as mense van die lig. Dis asof die intensiteit waarmee hy met tot die gemeente skryf hier,
al hoe sterker gemaak word. Ek meen dit is in 'n kwessie van 'n paar verse wat hy 3 keer dieselfde tema aanhaal. Wat hy uit verskillende hoeke uit belig. Om op die ou einde vir die gelowige te sê, daar is 'n premie wat op jou lewenswyse gestel word deur God. ‘n Vervulde lewe is tweeledig in hierdie gedeelte. Vers 6 tot 14 illustreer vir ons hoe lyk 'n lewe wat in die lig gelewe word, en dan vers 15 tot 20, hoe lyk dit as jy jou deur die Gees laat lei, en 'n lewe leef wat vervul is met die Heilige Gees. En vind ons duidelike merkers vir die elke dag se lewe. Mens kan so maklik hier in die strik trap om die sonde wat hier genoem word uit te lig, maar ons spreek nie sonde nie, ons spreek Christus. Want dit is lekker om die sonde uit te lig as dit nie my sonde is. Maar Paulus kom skryf eintlik in hierdie gedeelte vir die mense, as hy sê, hou op behep wees met wat rondom julle aangaan. Hy sê, is eintlik 'n skande, as jy praat oor dit wat iemand anders verkeerd doen. Hy sê, moet dit nie doen nie. Hy sê, die lig van God sal daarop val, dan sal die waarheid uitkom. Want op die ou einde van die dag gaan dit in Efesiërs 4 vers 17 tot 5 vers 20 oor hoe lyk dit om God in gees en waarheid te aanbid en in die waarheid te leef. Want daar's allerlei onwaarhede waarmee hierdie gelowiges uitgedaag word. Man, dis nie so erg as jy hierdie doen nie, of man, jy kan maar deel hierdie van jou lewe, of is dit nie so verkeerd as ons met hierdie goed besig is nie. Onthou, hierdie was 'n klein groepie gelowiges in 'n stad, 250.000 mense, wat onheil aan die orde van die dag was. Magsvergryping, selfvergryping, noem maar op, dit was hoe die lewe geleef was. En dis waaruit hierdie mense tot bekering gekom het. Paulus skryf hulle vroeër, hy sê, onthou wat julle vroeër was, moenie nou weer terugspring soontoe nie. Jou lewe moet anders, nuut en vars wees. Moenie teruggryp na dit wat heidens is nie. Want onthou waar jou identiteit lê. Ek het in Efesiërs 1 vir julle gesê, julle identiteit lê in Christus wat julle verlos het, die God wat julle gekies het, en die Heilige Gees wat julle verseël het vir 'n spesifieke roeping. En as jy in hierdie roeping beleef, moet jy hierdie 3 perikope in Efesiërs 4, perikope is nou maar die onderafdelings, moet jy hierdie 3 goed argumente ernstig in jou lewe aan aandag gee. Want hoe jy as individu leef, het 'n effek op die mense rondom jou. Want sien, jou nuwe identiteit vereis 'n ligter manier van leef. En ek het nou juis hier met die woord ligter gespeel. Dit gaan nie hier so seer oor 'n ligte lekker lewe nie, maar om eerder 'n verligte lewe te leef, ligter as 'n duister lewe, omdat die lig van God aanwesig en teenwoordig in my elke dag se doen en late is. Eintlik sê Paulus hier vir die gemeente, is jy weet dit wat jy nou mee besig is nie in die wil van die Here nie, maak dit reg. As jou verhouding nie in die wil van die Here is nie, maak dit reg. As jou elke dag se lewenstyl nie in die wil van die Here is nie, maak dit reg. Moenie gaan praat oor wat die buurman in die duister doen nie. Fokus jy op jouself. Sorg jy dat jy in die lig leef. Sorg jy dat jou identiteit
'n identiteit van God se lig in jou lewe is. Dit vra 'n geesvervulde lewe. Hoe kom ek daar? Hoe raak ek geesvervuld? Maklik, jy sterf in jouself. Jy sterf in jouself deurdat jy sê, Here, nie meer ek nie, maar U. Nie my wil nie, Here, nie my gerief nie, Here, nie my gemak nie, Here, nie my vergryp nie, Here, U. U wil, U droom, U plan, U lig, U gees, meer van U in my lewe, minder van my. Want Paulus sê, ons het gesterf en ons het saam met Christus opgestaan. Iets wat sterf veronderstel mos doodgaan. Soos my ou mens dan nou dood gegaan het. Moet ek nie heeltyd gaan probeer om hom te resuscitate, dat hy net weer aan die lewe kan kom nie. Ek moet afstand skep tussen die ou en die nuwe. En die vereiste daarvan is dat God vir my kom sê, jy het 'n keuse wat jy moet maak. Of jy leef in die lig, of jy leef in die duister, of jy leef onder die leiding van my gees, of jy doen nie. Want sien, die vervulde lewe is juist die gees van God bepaal die standaard waarvolgens ek my lewe leef. Wat 'n standaard is daar werklik in jou lewe? As jy nou vandag eerlik moet wees. Wat 'n standaard is daar vandag in my lewe? As ek eerlik moet wees. Wie bepaal die standaard? Want daar is 'n verwagting, 'n vereiste. Ek hou van die woord premie. 'n Premie van hoe ek my lewe moet leef. Ek hoef nie vir julle te gaan uitlig, soos verlede week ook. Ek hoef nie te gaan hier's niks versteek hier binne nie. Paulus gooi hier alles op die tafel. Hy skud pens uit. Daar's niks hier op die oomblik weggesteek nie. Jy hoef nie te twyfel in wat hy hier sê nie. Hy sê dit baie duidelik. Die standaard. So tong in die kies sê dat 'n vervulde lewe is dat jy moet deurdrenk wees met die gees en nie beskonken nie. Hoekom noem hy juis dat mense hulle nie aan drank te buite moet gaan nie? Hoekom noem hy dit juis hier? Want dit laat my beheer verloor. Dan is ek nie meer onder die leiding en die invloed van die gees nie. Want wanneer ek my vergryp, dan verval my waardes, dan verval my norme, verloor ek alle inhibisie, is dit die mooi woord inhibisie? En baie mense sê, as jy wil sien hoe lyk iemand se ware klere, laat hy net so ietsie vat. Want sien, dit vat die voorgee op weg. Paulus sê vir die gemeente, julle kan nie so leef nie. Want daar is nie ruimte vir dit in jou lewe, as jy strewe na 'n deurdrenkte lewe met die gees van God nie. Want sien, ons moet nou nie die volgende drie onderafdelings vergeet nie. Drank het 'n invloed op die man en vrou verhouding, drank het 'n invloed op die ouer-kind verhouding, drank het ook 'n invloed op die eienaar en werknemer-werkgewer verhouding. Direkte invloede daarop, en hy sê, ons as gelowiges mag nie ons hiermee besig hou, dat dit lyk asof ons maar net heidens is, en soos die heidene dit doen nie, daar is iets meer wat in my lewe verwag word. En hy noem dit ook, want hy weet, mense is vatbaar. Wanneer drank jou baas raak. Iemand het eendag my gesê, Dominee, jy preek te veel oor die J&B drinkers. Die iets teen whisky, wat van die brandewyn drinkers? Hoor mooi wat Paulus sê. Julle moet strewe na beter, na heiliger,
na voller, na ligter, meer en meer soos God. Want dit gaan direkte invloed hê oor hoe jy jou kind hanteer. Dit gaan direkte invloed hê oor hoe jy jou huweliksmaat hanteer. En onthou in die Bybelse tyd was dit nou slawe en side note, die Bybel keer glad nie slawerny goed. Die Bybel het direkte maniere hoe slawerny behandel moet word, maar ons maak daai ene info-byte, ons sal bietjie na dit kyk. Want dit is mos een van die goed wat gesê is, hoekom Christendom vals is, want hulle keer slawerny goed. Dis glad nie wat daar staan nie. Maar ons sal daarby uitkom. Belangrike ding om te onthou, dat die Bybel het nie uit die lug uit geval nie. Die Bybel het uit die aarde uit ontstaan. In die belewenis van die mense het dit ontstaan. Die Bybel is nog nooit los van die geskiedenis van die mensdom. Dis nie hierdie boek wat uit die lug uitgekom het en spreek dit nou die wêreld aan nie. Nee, daar waar eienaars en slawe besig was, daar waar mans en vroue besig was, daar waar ouers en kinders besig was, daar het Paulus na vore getree. Daar het Paulus geskryf hoe hierdie goed ingerig moet word. Toe die Bybel geskryf is, was die aarde sekerlik op sy woeste en ongekersten, sal ongekersten wees, want ek meen die Bybel bring dan nou die Christendom na die wêreld toe, maar julle moet dit net, die wêreld was nie puur rein en mooi toe die Bybel geskryf was, dit was boos. Efesiërs was heidens, dit wat jy aan kan dink, dit was al daar. En dis hoekom Paulus sê, mense moet nie twyfel oor wie jy is as hy jou sien nie. Die lig van God moet so op jou lewe wees, jy moet so deurdrenk wees van die Heilige Gees, dat die mense weet wie dit is. Want jy gaan jou vrou anders hanteer, jy gaan jou kind anders hanteer, meer oor dit later. Jy sien hierdie vervulde lewe verg iets van my as gelowige. Dit verg volwassenheid, geestelike volwassenheid, dit verg integriteit, en dan 'n bereidwilligheid om dit te wil doen. Of jy wil dit doen, of jy wil dit nie doen nie. Of jy wil in die lig lewe, of jy wil nie in die lig lewe nie. Of jy wil geesvervuld leef, of jy wil nie geesvervuld leef nie. Of jy's bereid om die offer te maak vir Christus, of jy's nie bereid om dit te doen. Of jy's bereid om afstand te skep tussen dit wat nie in God se wil vir jou lewe is nie, of jy's nie bereid om dit te doen nie. Dis 'n persoonlike oproep en 'n persoonlike opdrag. Maar onthou, ons etiek word deur ons identiteit bepaal, soos wat Paulus verlede week vir ons gesê het. Dit gaan nie hier oor net 'n morele selfverbetering nie, maar 'n identiteitsverandering deur Christus. Dis nie hiervan ek probeer beter leef nie. Ek gaan nou probeer dit nou reg doen nie. Dit gaan hier oor, dit is nie meer wie ek is nie. Ek leef 'n ander identiteit. Daarom die imperatiewe, dis nou, imperatief is maar 'n Bybelse word met Bybelse opdragte in verband gebring. Omdat dit gaan oor identiteitsverandering deur Christus, dan kom hier die opdragte, leef as kinders van die lig, beproef en kyk of hierdie God se wil is of nie. Stel in die kaak wat nie in God se wil is nie. Met ander woorde, wees eerlik daaroor. Hierdie hoort nie in die lewe van 'n gelowige nie, en daarom skep ek afstand daartussen. Wees wyse volgelinge. Moenie dwaas wees nie. Jy weet wat die antwoord is. Jy weet wat die regte ding is om te doen. Hoekom dan nou heeltyd in dwaasheid gaan volhard? Mense wil amper sê, moenie stupid wees nie, man, maar ons gaan nou nie dit so doen. Maar Paulus kom sê vir hulle, gemeente, julle weet wat om te doen. Julle weet hoe dit veronderstel is om te wees. Hoe kan ons in 2026 nog vra, wat is die wil van die Here in my lewe? Ons weet wat die wil van die Here is. Maar ons vra die vraag, want ons soek 'n grys area om te kan uitdop. Die Here vra van my,
beter. Anders. En sien op die ou einde van die dag, is die Gees, die krag, wat hierdie nuwe lewe prakties maak. 'n strewe na geregtigheid. God se geregtigheid in my lewe. Daai geregtigheid beteken die volgende woorde. Dit gaan nie oor 'n persoonlike regsgeskaapenheid nie, maar oor sosiale regverdigheid en die herstel van regte verhoudings tussen my en God en my en my medemens. Want die vrug van die lig word gedefinieer as geregverdig, 'n lewende voorbeeld van geregtigheid. God se geregtigheid in my lewe en my leef daarmee na buite. En dit loop uit op 'n danklied. 'n Dankbare lewe voor God vir dit wat hy vir ons in Christus kom doen het. Ek weet nie wie van u nog hierdie boekie ken nie. Ken julle hom? Wie het hom al onder oë gehad? Hierdie is die grondbeginsels van die gereformeerde geloof. Hy bevat die 3 formuliere van eenheid en ons ekumeniese belydenisse. Nou die ekumeniese belydenisse is nou die geloofsbelydenisse wat ons bely. Maar daar is eenetjie wat julle sal baie goed ken as jy in 'n sekere ouderdomsgroep val. Let mooi my onderskeid. Ons noem dit die Heidelbergse katekismes. Nou begin hulle die koppe knik, want hulle ken vir Heidelbergse katekismes, want dominee, ons moes daai goed uit ons kop uitgeken het vir Sondagskool. Nou die Heidelbergse katekismes word opgesom in 3 dele. Sonde, verlossing en dankbaarheid. Paulus het al vir hulle gewys hoe die Heidelbergse katekismes moet werk. Alles vloei uit op 'n lewe van dankbaarheid in reaksie op dit wat vir my gedoen is. So my lewe in hierdie wêreld hier buite is my danklied vir God. My getuienis is my danklied. My verhoudings is my danklied. Want ek is dankbaar vir die feit dat hy my uit my ellende uitkom verlos het en aan my 'n nuwe identiteit gegee het. En dis in daai identiteit wat ek leef in hierdie wêreld. En dis waar dit interessant raak. En dis waar ons voortdurend met onsself eerlik moet wees. Om te vra, is hierdie nou in God se wil of nie? Is hierdie nou in die lig van God of nie? Is hierdie nou deur die Gees deurdrenk of nie? Maar om daar uit te kom, moet ek dalk vir die eerste keer in my lewe eerlik wees met myself.
en dan vir myself vra, wil ek regtig dit doen? Amen. Daar is geleentheid vir gebed, waarna ek vir ons sal afsluit. Dankie Here, dat U opnuut weer dit vir ons so eenvoudig kom maak het. Maar tegelijkertyd tog so moeilik. Geef vir ons die krag om daarna te streef, o Heer.